So Dries is eintlik 'n sending gewees, maar hy het vir 10 jaar in Botswana onder die Bushmans gewerk. Sy kinders het Bushman gepraat voor hulle nog kon Afrikaans gepraat het. So dis interessante stories wat hy het om te vertel van die hoe hulle moes geleer het dat die God wat hulle aanbid is die Vader van ons almal. Ek wil eintlik 'n klompie vrae daaroor vra. Maar ek wil eers hy met julle groet en bietjie in Bushman taal en so ietsie sê met die taal as jy nie omgewing. Dis gevaarlik, nee, maar jy gaan nie weet wat ek sê nie. Dis okay, hulle ook nie. Kaisho kaweshe sizu. Mikoke ko Dubai. Mi dama mitsou uku South Africa. Goeiemôre julle almal. Klink 'n nesse bestaan. Ons is regtig bevoorreg om hier by julle in Dubai te wees in die kerk. En ja, my vrou en kinders is in Suid-Afrika, dis wat ek gesê het. Wil jy ons dalk so 'n klein bietjie ietsie vertel van julle lewe daar en hoe julle ook met die Bushmans gewerk het, want dit was rou Bushmans. Dion, ja, dit is weet julle toe ons hier so saam met julle sing. Toe raak ek eintlik emosioneel om te dink ons het so lank gebly in die woestyn by die Bushmans. En die twee kontraste, nê, wat julle hier ervaar en wat ons daar maar dis dieselfde Here wat oral is en wat aanbid word. En toe ons nou hierdie Onse Vader ook sing, dit is net dit was vir my so spesiaal om nou die dag saam met jou in die woestyn te wees en daai lig te sien wat die spieël so weet die kragstasie. En dan besef ek, hierso sit 'n stuk lig in 'n land wat goddeloos is. Ja, dit is vir my baie spesiaal om hier te wees en ook 'n paar dinge met julle te kan deel vanoggend, maar die tyd met die Bushmans was ons soos jy nou gesê het, ons het daar gekom, ek en my vrou en ons het nie kinders gehad op daai stadium nie en toe die Here vir ons 2 kinders gegee en 2 Bushmantjies. En hulle het hulle velletjies gedra en 'n sussie het altyd met haar velletjie en haar huggies doek onder dit. En dan sy gumbootsies aangegaan, dan stap sy saam met die Bushmans die veld in, dan gaan stel hulle strikke. Dan sien nou dit en dan ballerina rokkies soms ook. Nou kry nou daai prentjie, né? Kalbolyfie, ballerina rokkie, Bushman velletjie en bootsies, dan stap sy die woestyn in en dan gaan stel sy strikke saam met hulle. Jy het my 'n storie vertel van die water wat vlak is daar. En dat julle dit gebruik het eintlik om vir hulle te verduidelik. Toe hulle net so 'n bietjie watertjies kry, dit is soos die evangelie, as jy net gaan soek, dan's daar baie water. Ja, hulle krap ons nou met 'n stok gaatjies en dan kry hulle partykeer suiwerwater of knolle wat water bevat en dan druk. Julle het daai film gesien The Gods Must Be Crazy. Dis daai selfe Bushmans wat ons by hulle gaan bly. En hulle toe later tyd uit die regering gesê hulle mag nie meer trek nomadies wees nie. Ons moet nou vir hulle op 'n plek kry en dan moet ons 'n gat boor. Nou loop hulle vir generasies op die sand, daai kant toe en dan die kant toe en gaan soek neute of gaan soek heuning. En nooit het hulle besef hulle loop eintlik op water nie. Want toe ons boor, dit was 8 of 10 meter, dan's daar water, baie water. En ek onthou toe ons een gat boor en dis natuurlik die lugdruk wat die water ons nou uitstoot. Toe daai water daar uitkom met van die ou maatjies, van die ou vrouens, soos kinders waarwiele gemaak in die water en gaan rol in die water en weet skop, hulle kon nie glo. En wat die Here dan nou daar ook vir ons 'n deur oopgemaak het om te sê, weet, die water is eintlik, die lewende water is eintlik naby. As 'n ou net bietjie grawe en kyk, dit is naby. Maar dit moet diep genoeg wees. Dit moet diep genoeg wees. Dan mag jy vir ons die water opgrawe. Dankie, Dion. Maar ek kom agter dat ons mense in 'n tyd leef waar ons skoon water soek. Ons gaan na geloofsgemeenskappe toe en gemeentes toe of kerke toe waar ons kan vir ons kinders sê, seun, jy kan maar hier drink. Hier's nie modderwater of besoedelde water nie. So, en ek tel iets van dit op hier by julle, Dion, waar daar 'n passie is om God te ontdek vir wie hy regtig is. En julle lees wat sê ons pad, die kruispad, ons pad kruis ergens met Jesus in. Ek het regtig net hierdie gevoel in my hart en julle weet dit of julle ervaar dit dalk, maar is goed om dit vir mekaar partykeer te sê dat behalwe dat julle pad met Jesus in kruis. Hoekom kruis hy met Jesus en hoekom wil hy ons met daai ontmoeting hê? Sodat dit ook met 'n ander ou se pad kan kruis wat nie vir Jesus ken nie.
En ek dink dis deel van 'n sendingroeping is om te gaan en te gaan verkondig en te gaan deel daai ontmoeting by daai kruising. Wat het ek daar gekry? Ek het vir die manne gesê die naweek, ons het dikwels, is nou belangrik dat ek my timer begin, want die Boesmans het gesê, julle wit mense het horlosies, maar hulle het tyd, so. Hulle het altyd, as hulle op 'n boom afkom wat vol neute is, wat ryp is, dan het hulle teruggekom, en vir die ander kom sê, ouens, ander kan daai duin, daar's 'n klomp bome wat nou ryp is, die neute begin val, en dan gaan tel almal op. En hierdie vertrek is vol, maar julle kry 10-10-1 'n neut hier, en 'n stuk heuning, en 'n skoon water in hierdie gemeente. Maar julle pad kruis ook met ander, wat weer vir hulle kan sê, hoorie, daar's 'n plek waar julle kan kom neute kry, dat julle kan kom kos kry, water, lewende water vir julle siel. So, dankie vir die voorreg, ons besef het, of sien dit regtig as 'n voorreg om hier te kan wees en te kan bedien. In die sending gaan jy baie keer na 'n groep mense toe, waar ook al jy uitreik en jy dink jy gaan daar waarde toevoeg. Maar dan word jy in die proses so versterk en bemoedig. En ek dink vir beide my en Erik gaan ons huis toe met 'n boodskap van hoop, dat daar in die Midde-Ooste, in Dubai, is daar 'n lig wat skyn vir Jesus, vir die koninkryk. Daar's kruispaaie wat die Here ontmoet mense en hulle is nie skaam om ligdraers te wees, ambassadeurs van die koninkryk nie. So ek wil nou vir hy het nou gesê, dis 'n sessie van wat ons eintlik op die naweek aanbied. Ja, dit is, maar dit is so kosbaar om die vrouens ook hier te hê. En nou besef 'n ou, die mans, hoekom die Here vir 'n man en vrou gegee het, want die vertrek lyk heeltemal anders, kleurig, dit ryk lekker hier binne. Die klomp manne in 'n klein kamertjie, nie. Ja, maar dis toe jy uit was, toe jy terugkom, toe gaan dit weer beter. Maar nee, dit is lekker om die vrouens ook hier te sien en kinders en familie. Dit is vir ons kosbaar. En dit is 'n sessie, ja, maar ek glo ook die Here het iets regtig in gedagte vir elke disipel, elke gelowige binne hierdie sessie. En ek wil dit nie graag 'n sessie nie, maar kom ons gesels lekker rondom 'n paar dinge en kyk wat se saadjies die Here drop. Wat se skoon water dalk beskikbaar is vir jou vandag. En onthou, dit is nie net vir jou nie, dit is om dit te gaan uitleef, om dit nou deel te maak van waar ook al jy jouself bevind. So, safety first, het ek nou gisteraand bietjie gewonder, wat kan ons dit in hierdie konteks van julle noem, safety first? Want waar ons gery het saam met Dion kan ons kan nie ons goed in die kar los nie. Nee, los dit. Dan los ons dit in die kar, dan stap ons weg, dan sluit hy nie die kar nie. Dan kom ons op die strand, dan lê die goed daar, ek het dit bil, so nou is ons in die water, ek kan ook nie sien waar is my stoel nie, hy gesels hier, maar ek kyk heeltyd op die strand, is daar nie iemand wat ons goed vat nie. Maar ook kom agter hier, so is redelik veilig by julle. Julle voel nie bang nie. En julle voel nie dat 'n mens beroof gaan word, of aangeval gaan word nie. Want ek verstaan as jy dit hier doen, as jy weg. Maar agter ons hoë mure, by ons huise, hoe veilig voel ons in ons huis? En 'n ou besef, in sulke sessies soos hierdie, kan jy dalk hier en daar op 'n toon trap, maar dis nie my bedoeling nie. Ek bid regtig dat die Here vir jou iets sal openbaar van sy liefde in hierdie oggend, wat safety first wil illustreer. Wat 'n veilige, ons noem hierdie sessie, men provide security. In Suid-Afrika, security is elektriese heininge, pilaartjies, 6 deure voor by jou voordeur. Dit is wat die prentjie van veiligheid beteken, maar in hierdie konteks wil ons bietjie praat rondom emosionele sekerheid, vir veiligheid. Hoe voel jy veilig binne jouself, binne jou huwelik, binne jou werkskonteks? En jou kinders, en die hond. Jy weet, tot ons honde het op 'n stadium, as jy by die deur, as pappa by die deur kan kom, maar hardloop die hond die ander kant uit. So wat se temperatuur bring ons paas en ons maas in die huis, in die besigheid, in die gemeenskap? So my vraag is dikwels op hierdie sessie, dink julle dis moontlik, en ek weet nie nou wat se reaksie ek gaan kry nie, maar dink jy dit is moontlik om 'n konflikvrye huwelik te hê? 'n konflikvrye huwelik.
Kan ons die hemel in ons huwelik hê? Kan ons die hemel in my huis hê? Kan ons die hemel in Dubai hê? Kan ons die hemel in ons besighede hê? Dis 'n vraag wat jy nou 'n bietjie moet oordink. Is dit moontlik? En ek gaan binne die volgende paar minute op 'n ligte manier vir julle wys dat dit regtig moontlik is om konflikvry. Kom ons rephrase dit. Daar sal konflik wees, maar ons gaan dit so goed hanteer asof daar nie konflik is nie. Is julle gereed daarvoor? Kom ons kyk. So in Dubai praat jy die taal. Praat julle die taal? Wie kan Arabies praat? Ja, die kinders sal vinnig, want hulle is so blootgestel. My kinders, soos ons sê, het Boesman gepraat voor hulle Afrikaans gepraat het. Maar praat jy die taal? En nou praat ons nie van Arabies nie, ons praat van die taal van liefde. Ons het die naweek gesê, jy weet, daar is verskillende maniere hoe ons kan uitreik na mense om ons. Daar is verskillende tipes tale, liefdestale. Jy ken die love languages. Jy met jou man of jou vrou of jou kinders se love language ken. As jy iemand se aandag wil trek hierso in die Midde-Ooste en jy kan Arabies praat, gaan jy wraggie se aandag kry. So as jy jou kind se taal, se liefdestaal ken, dan gaan jy sy hart gedraai kry. Of jou vrou, of jou man, of jou ouers. So praat jy die taal, want dit gaan vir jou veiligheid gee. Safety first. So ek is seker 5 jaar oud gewees. Ek dink letterlik 5 jaar oud. En ons is by 'n troue, my tannie se troue. En sy was 'n mooi vrou. Sy is nog steeds 'n mooi vrou. En my oom kom toe by my en hy sê, Dries, as jy eendag gelukkig wil wees, dan moet jy vandag dophou wat hier gebeur. Jy moet alles observe en dan eendag gaan jy ook trou en dan gaan jy gelukkig wees. En wraggies, daai bruilof is mos 'n fees. Ek het hulle dopgehou en net gesien die mense lag en dit's cheers en is dans en is musiek en is tafels van kos en ek besluit toe ek gaan my ma vra. Van 5 jaar oud af moet sy vir my wys en help 'n lysie maak van hoe my perfekte vrou moet wees eendag. Daai is my ma op haar troudag, sy is ook 'n mooi vrou. En ek het gedink, jong, as ek enigiets weet, 5 jaar oud is jou ma mos alles. So as ek op 5 jaar oud kan by my ma 'n lysie kry van Mammy's list, wat moet 'n vrou kan doen? My ma het gesê sy moet kan kos koop, my seun. Sy moet kan vleis, rys en aartappels. Dis wat ons eet. Sy moet dit kan doen. Lekker kos maak. Sy moet kan bak, koekies bak en ek is mal oor hertsgkoekies. Julle ken daai is appelkoos konfyt met klapper. Sy moet kan bak. Sy moet kan 'n bietjie knopies aanwerk, some insit en weet 'n klere bietjie netjies en sy moet daar waar ons bly moet sy dit huislik maak. Dit moet lekker voel om haar te bly en sy moet sag wees en sy moet lief wees vir mense en natuurlik liefde hê vir God. Maar wat toe gebeur is ek is toe nou van 5 jaar oud af tot 12 jaar oud en wie is 12 jaar oud? 12, 13 seuns. Ja, so julle sal nou presies weet waarvan ek praat. Toe begin hormone nou inskop. En nou is mamma se lysie raak nou al boring. Want daar's net kos en klere en liewe Jesus amper op daai lysie. En ek besluit toe my oë begin nou ander goed raak sien. Weet jy, soos 'n meisie is baie meer as dit. Maar as jy so lank 'n vrouens bestudeer het, dan is jy nou al professioneel want hulle sê iemand wat 'n ding vir 10.000 uur doen is 'n pro. So ek steun al 'n vrousoeker. En ek begin toe my mammy plaslist en ek besef maar dis eers 'n meisie met mooi hare hê. En sy moet bene. En ons bly toe op daai stadium met Jeffreys Bay en die beste plek om daai lysie toe nou aan te vul is op die strand. So ons gaan nou strand toe en ons kyk bene en oogies moet weet hulle moet sommer so blink en lippies moet mooi wees en hande mooi versorgde hande, naels en so en dan is daar nou 'n paar goed wat ou nie noem nie. Maar so het ek nou toe vrou gesoek en toe kom ek op universiteit. En toe dink ek maar dis nou mooi om mamma se lys te hê en my hormone lysie, maar iets ergens moet die ding prakties raak. Ou moet dan sien gaan dit werk. Hoe werk dit in die praktyk? En ek onthou my maat as my pa by die huis gekom het, dan my pa so gaan sit op die bank langs my ma en op 'n stadium dan draai hy net so en maak hy so. En dan krap sy nou sy rug en dan trek hy so skeef
En so ek het onthou sy moet kan rugkrap, lekker rugkrap en sy moet lief wees vir koffie en sy moet lief wees vir die buitelug, gaan stap of gaan hike. Weet praktiese goeders. Ek is mal oor sport, so sportiewe vrou wees en lekker kan dans. Ons generasie het nog 'n two-step. Maar ek sien deesdae my kinders het 'n hele ander tipe dans as hulle gaan sokkie. Maar sy moet lekker dans en ek onthou ons het in my klas op universiteit was daar 2 klasmaats, 2 vriendinne wat ook kamermaats was by die koshuis. En die enetjie was regtig oulik en sy het baie van die boksies getik. En ek besluit toe maar ek moet genoeg moed by mekaar skrap. Ek het nou vir die manne gesê die naweek, ek het as kind in die huis, ek en my pa se verhouding was regtig nie goed nie. So ek het nooit na meisies gekyk nie. Never mind dink om hulle te soen. Maar toe ek nou op universiteit is en ek het 'n bietjie vryheid, toe wil ek nou daai vryheid sonder die huid hê. Jy weet ek wil net vry. En ek besluit toe ek gaan die een meisie nou aandag aan gee en dan gaan ek op 'n stadium vra kan ek jou soen? Vra. En ek kry toe dit reg en ek soen haar. Amazing. Jy's net skoenlappers soos Guy Fawkes in 'n ou se maag en ek sien maar die maat, die kamermaat is toe nou sy het eintlik van my gehou. En toe sy hartseer, toe besluit ek maar dan soen ek maar vir haar ook. En so het my praktiese lysie aangegaan en ek is 'n idealis, so ek hou van weet 'n idealis is iemand wat goed hulle dink dit in existence. They imagine stuff and it just so ek het 'n klomp goed daar ook geimagine en so het my lysie gegroei en wraggies daar op 'n stadium in my studies ontmoet ek vir Ilse. Dis my vrou hierdie. En ek dink, ja, ek kan al amper nog 'n lysie maak wat net outomaties volkom. Sy is die mees amazing mens en ek is die Here ewig dankbaar vir haar en ek verduidelik vir haar ek het 'n sending hart, jy weet, ons gaan moontlik eendag in die middel van nêrens wees en jy moet net onthou as ons hierdie vriendskap nou verder vat, ons kan dalk in die middel van nêrens eindig. 6 Januarie trou ons in Woester daar in die Nyvallei. Verskriklik warm gewees. Ek onthou nog hoe sy in die aisle afgestap het. Ons het buite in 'n tuin getrou op 'n ou Kaap-Hollandse huis se stoep. En ek het nou staan jy mos nou daar voor. Nou wag jy vir jou bruid. Kyk om en dan as jy haar sien dan is dit jy kan nie glo wat jy sien nie. Hier kom sy aangestap en ek onthou daar was so 'n fonteintjie in die middel gewees, die bytjies en skoenlappertjies het om die dit was net amazing. Dit was prentjie mooi. En hier kom staan sy voor langs my en ek kyk so oor my skouer en ek sê vir haar I love you with my whole heart. En weet, haar pa toe nou die byl afhaal. En sy kyk terug vir my en sê, me too. Weet, ons is net liefde, love is in the air. En pragtige trouedag gehad en ons is op ons witte brood daar deur Meyringskloof, watervalle. En ek kyk vir niks, ek kyk net vir haar. Sy sê, ek kyk net vir haar. En my oë is net op haar. En ons is terug na ons witte brood, kom ons by die huis. Nou het ek voordat ons weg is, seker gemaak, as ek skoonmaale bly ook in die dorp, so hulle moet daai oggend vir ons gaan vars melk en alles in die yskas sit, vir haar sleutel gegee. So as ons by die huis kom, alles is reg. Kom by die huis, oor die drempel, poep, gaan ons in. Ons is 2 meter in die huis in. Gee sy vir my die remote. Die TV se remote. So sê gaan sit. Ek dog, it's happening. Daai lysie. Sy gee my die remote, sy sê trek uit jou skoene, sy gaan vir ietsie maak om te eet. Ek dink, wow. Want nou is die proof is mos in the pudding. Dit wat daai lysie moet nou gebeur. En ek ryk hier kom uit die kombuis uit oondhoender. Yes, en eie wat braai en daar's koffie wat die TV is aan op sport. Heaven. En sy kom voorskootjie aan, skinkbordjie sê vir my, sy sê wag, gaan sy haar skinkbordjie voorskoot af, sit, ons bid, kort gebed, chip. En dis gekookte kos, vleis, rys, aartappels en ek sny die hoender. En dis nie beet wat loop nie, dis bloed. Dis maar ek vat so, ek sluk so wind. En ek dink, okay, enigiemand kan 'n foutjie maak. En ek probeer toe maar na die boontjies toe gaan, groen boontjies wat gemash is met aartappel, sout en peper en ek probeer dit eet en ja, maar dis sout. Dis totaal geoversout. En ek besef vir 'n oomblik maar
Dalk kan sy nie kook nie. Maar ek kan kook, so tot vandag toe sal ek baie keer kos maak en sy het nou al, weet, verjaarsdae is daar nou al baie gewees, so resepteboeke is 'n gunsteling op 'n verjaarsdag vir haar, net dat sy uit iets uit kan kook. En sy het ook die volgende oggend nie vir my, dis nou eintlik haar ma se skuld, maar sy het vir my koffie en beskuit gebring in die bed, maar dis sommer die goedkoop die name brand van Checkers of Shoprite of iets gewees, ouma beskuit, dis glad nie lekker nie, dis nie Herzog koekies nie. En so besef ek, jy's maar daar's 'n paar goed wat sy nie kan doen nie. En 'n ou voel maar, ons gaan kan werk hier aan, maar jy sluk 'n paar winde. En omdat dit nou in Januarie was in die Boland, is nou nie so warm soos hier by julle nie, maar dit was baie warm en ons het die gordyne oopgetrek, was vol maan en dat nou net 'n bietjie 'n wyntjie deurtrek hier. So is alles mos geëis hier so, maar daar nie. En is laat die aand, ek het klomp water gedrink die vorige dag, slaap sonder my bril en ek voel ek moet gou 'n draai loop hier 2:00 die oggend. Maar nou skyn die maan so hier in op ons bed. Ek het nie my bril op nie. En sy het nou gisteraand voor sy gaan slaap het seker gesig gewas. So al haar grimering is toe nou nie op nie en ek kan ook nie mooi sien nie. En toe ek so omkyk hier langs my in die bed en ek probeer fokus sonder my bril, toe lê sy so op die kussing so skyn sy lippe en die spoeg het al uitgeloop en sy lê so oop en ek dink, "Jesus, wat se draak is die?" En so het 'n klomp goed gebeur en daai eerste my mammy plaslist is toe ook al baie streepies deur en so het dit aangegaan en ek het op 'n stadium vir myself moes vra, toe ek hier voor staan en ek sien sy kom af en sy kom staan en ek sê vir haar, "I love you with my whole heart." Met wie het ek gepraat? Wat het daar gebeur? Hoekom is al hierdie, watter deel van die lysie het ek mee gepraat? En ek het besef, daar's eintlik maar 'n gedeelte van die lysie wat my hart aangehaak het. Die ander goed, daar's mos 'n gesegde wat sê, "Love makes you blind." En ek het besef, maar Dries, jou liefde was dalk gefokus op iets. Daar was dalk terme daaraan. En nou dat daai klomp goed nie werk nie, jou liefde is nie vir dit nie. So met wie het ek gepraat? Ek het eintlik maar met myself gepraat en gesê, Dries, jy is lief vir jouself, dit wat jy kan kry, dit wat jy uit hierdie verhouding uit kan kry, lekker kos, lekker kook, lekker intimiteit, lekker. As jy daai goed kry, dan is sy waardig om te sê, I love you. So 3 groot foute wat ek gemaak het, en ek los spesifiek die skrifgedeelte tot die einde, hou vas. 3 groot foute wat ek gemaak het, en ek besef het vroeg in my huwelik, as ek het my liefde bepaal of geprojekteer op iets buite myself. Ek het iets buite myself die reg gegee om my waarlik gelukkig te maak. To really give me joy. Iets ekstern het ek gesoek om my gelukkig te maak. Ek het my vrou, of ons doen dit baie keer, my vrou of my man die krag gegee om my geluk te bepaal. In plaas daarvan om dit intern te vind. Onthou as Paulus sê, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus deur my, dan is sy inwonende gees die een wat ware geluk bring, wat ware lewende water is vir ons siel. Die tweede ding fout wat ek gemaak het is, en luister mooi, vir al die jong mense ook, ons het 'n bartering system, 'n uitruil liefde. As ek vir jou hierdie gee, dan gaan ek iets terug verwag. Ek wil iets uitruil, exchange, ek gee vir jou geld, dan gee jy vir my 'n piesang. Daar's 'n uitruil liefde betrokke. Jy moet my liefde verdien, anders gee terug. Jy verdien dit nie. In plaas daarvan wat Christus sê, sy liefde is een rigting. Uitruil liefde is so, 2 rigting. Die derde fout, ons gaan nou weer daarna kyk. Die derde fout is ek het 'n expectational love gehad, 'n liefde wat verwag. Ek verwag. Yes, en ek en Erik toe ons hierdie sessie deurgesit het, die eerste keer, die tweede keer en die derde keer. Dit was elke keer uitgery en gesê, of as ons wegry en sê ons mekaar, it's impossible. Is onmoontlik om nie te verwag nie. Ek mag mos verwag. Ek gee huis en ek gee salaris huis toe en dan
Ek kan mos iets terug verwag. Maar nou sien ek hier party koppe wat sê ja. Want dit is wat ons voel. Jy moet aan my verwagtinge voldoen of nakom, anders is daar moeilikheid. So kom ons kyk gou na die diagram. Uiteraard liefde werk so. Ek gee iets sodat ek iets kan ontvang. Exchange love. Ek gee iets sodat ek iets kan ontvang. Liefde wat iets terugverwag, daai expectational love sê, jy moet van jou posisie af kom, ek verwag van jou en dan moet jy opkom na my toe om my behoeftes te kom ontmoet. Dis hoe ek my kos wil hê. Dis hoe ek wil hê jy moet ons kinders grootmaak. Ilse, en as jy intimiteit weerhou, dan so jy moet kom na my toe om my liefde te verdien. Liefde wat iets terugverwag. Dit klink vir my na selfliefde. Self-love. I love myself. Because when I can get this, then it's okay. So kom ons, liefde met 'n verwagting. Julle weet self, as jy kan Arabies herhaal en herhaal, dis met ons met die Boesman so gewees. Ons het vir 4 jaar net by hulle gaan sit. En wys ons vir hulle. Dan sê hulle, goe. Dis die maklikste Boesman woord, so by the way, is goe. Want as jy iets in die water gooi, dan klink dit so, goe. So water is goe. En dan wys ons na dit, dan sê hulle goe. Dan skryf ek dit neer foneties op 'n papiertjie. En so het ons dit geleer. So ons dit herhaal, en herhaal, en herhaal. Nou dieselfde met hierdie beginsel. Liefde met 'n verwagting. As ons dieselfde ding herhaal, word dit die norm. En dan is daar 'n stuk fondasie wat baie moeilik gebreek word. So, as ons verwagting het in ons manier van hoe ons liefhet, die manier hoe jy jou man liefhet, die manier hoe jy jou vrou liefhet, die manier hoe jy met jou kinders omgaan, die manier hoe jy jou werksplek liefhet, die manier hoe julle mekaar in 'n geloofsgemeenskap liefhet. As ons 'n verwagting het, dan lyk dit so. Ons het verwagtinge. Wat gebeur as jou man nie aan jou verwagtinge voldoen nie? Jy wil hê hy moet perform, of jy wil hê sy moet perform, of jou kinders moet perform in hulle skoolwerk, of jou kollegas. Dit klink nog alles, maar natuurlik. Mens kan ons verwag. Okay, hou vas. So ons het verwagtinge dat iemand perform. As dit nie gebeur nie, heavy teleurgestel. Baie teleurgestel. Disgusted partykeer. Ek onthou hoeveel keer, veral in die vroeë tyd van ons huwelik, dan gaan ek nou uit die huis uit en dan ry ek daar in die dorre wêreld. Daar's nie blomme winkels wat jy kan blomme koop nie. Ek gaan pluk, maar ek sit my lewe op die spel. Ek weet nie of hierdie ding giftig is as ek hom pluk nie. Maar dan pluk ek 'n blommetjie en dan vat ek hom huis toe. En sy sien dit, maar sy loop net verby. Dis nou nie 'n bos nie, dis miskien 1 of 2, want daar is min. En dan herhaal ek dit en dan kom net niks terug nie. Daar is nie reaksie nie. En dan is ek teleurgestel. En nou doen ek goed deur die loop van die dag. Bring blommetjies. Toe maar skarrel, jy kan sit, ek sal skorg dit was. Toe maar ek sal die kind se doek gaan ruil. Weet jy bied alles aan, want jy weet, somewhere down the line is it payback time. Dan vanaand wil ons incash. So jy doen iets met 'n verwagting. Jy werk met kollegas, want jy verwag iets terug. Jy werk met jou kinders, jy het hulle lief, want jy verwag iets terug. As dit nie gebeur nie, is ons teleurgesteld, en ons wys dit partykeer. En wat gebeur as ons daai teleurstelling wys? Die beste manier hoe 'n man teleurstelling wys is, as jy wag voor jou mond, dan kan jy ten minste sug, of net die rug draai en sê, lekker slaap. Net sulke, net kort. So 'n mens, in ons geval het ek baie skuld, guilt and shame, skuld en skaamte gewek by my vrou. Ek onthou baie keer hoe ek dit so onsensitief net gewys het, my teleurstelling gewys het. En as daai siklus homself herhaal en herhaal, dan word 'n verhouding gebou op vrees. En julle weet wat is Satan se strategie met vrees? In die wêreld waarin ons bly vandag, as hy jou bang kan kry, dan het hy jou. Onthou julle met COVID, mense het angstig, bang, alles is vas. In die Midde-Ooste, hier by julle, waar mense onthoof word, Iran, Irak, is vrees, alles is gebaseer op vrees. Maar kyk hoe iets moois binne ons huwelike, binne ons verhoudinge, 'n vreesfondasie kan inbou. So as ons nie so vrees wil hê nie,
of so 'n liefdesverhouding wil hê nie. Kom ons kyk, hoe lyk God se liefde? As ons disippels is van Jesus, dan sê as jy my disipel wil wees, you have to deny yourself. Jy moet jou eie lewe neerlê. Tel op jou kruis en volg my. Wat was ons eerste vraag? Is dit moontlik om 'n konflikvrye huwelik te hê? Is dit moontlik om 'n konflikvrye verhouding te hê? Jesus sê, as jy my wil volg, lê neer jouself, deny jouself, tel jou kruis op en volg my. Dis hoe ons die koninkryk in ons huise gaan kry. Die koninkryk, die hemel, in ons besighede, in ons huwelik, in ons verhoudinge. God se liefde lyk so. Daar's geen verwagting nie. Nou dink ons, hoe werk dit? God het geen verwagting in sy liefde nie. Inteendeel, hy kom na jou toe en sê, Dries, ek weet jou wiele gaan afkom, ergens in jou lewe. Ek weet jy gaan verslawings hê. Ek weet jy gaan die dinge misbruik. Ek weet jy gaan afgode begin dien in jou hart, en mammon, maar hy kom nog steeds en sê, want so lief het ek die wêreld gehad, dat hy my seun gestuur het. Sien julle sy liefde? Hy weet van my tekortkominge. Onthou daai dag toe jy eerste keer jou vrou ontmoet het, of jou man, of jou kind gebore is. Yes, daar is net niks fout in daai persoon nie. Hy tik al die boksies. As jy voor die tyd geweet het, wat jy vandag weet, sou baie mense dalk nie eens getrou het nie. God het geen verwagtinge nie. Sy liefde is eenrigting en onvoorwaardelik, en sy liefde is altyd intentioneel. Sy liefde het altyd 'n doel groter as homself. Sy liefde is om jou lief te hê vir jou voordeel. Hoekom sê ek dit? Want sy liefde is geprojekteer op ons verlorenheid, sodat ons verlos kan word, sodat ons waartoe kan gaan? Hemel toe. Wil ons die hemel in ons huwelik hê? Is dit moontlik? Jesus sê ja, hy sê dit is moontlik. Sy liefde is verskriklik intentioneel. Sy liefde werk so, daar's geen verwagting nie, dis eenrigting. Daar begin ons deel in genade. As ons God se tipe liefde het vir mekaar, dan deel ons in genade, dan sê ons, Skarbol is alright, ek sien jy's moeg, of jy het hard gewerk, of jy kan nie meer nie, of jy gee jou beste, sit jy, ek sal dit doen vandag, of ek sal jou help, ek sal die ekstra myl stap. Ons deel in genade, en as 'n mens begin deel in genade, dan dink jy, eers, maar ek het 'n amazing vrou. Sy stap vraggies die ekstra myl, of my man het heel dag gewerk, maar hy kom huis toe en hy trek sy skoene uit en hy gaan sit 'n smile op en hy gaan speel met die kinders. Daar's waardering, en wow, ons deel in genade, en is so amazing, en ewe skielik is daar vryheid, daar's nie guilt en shame nie. Maar nou, as ons in die huwelik, in die intimiteit verlang, en dit gebeur nie, en jy het begrip daarvoor, en 'n ou kan sê, dis okay, en jou vrou sien, maar daar's genade, daar's waardering, daar's vryheid, hierso kan ek beweeg in hierdie verhouding, hier's ruimte. Die skrif wat ons gaan lees, is 1 Johannes 4, en ek kom nou na daai tale toe, ek het in die begin gevra, praat jy die taal? Nie Arabies nie, nie Afrikaans nie, nie Engels nie. Praat jy die taal van liefde? Daar's verskeie maniere om dit te wys. Party wil op so 'n manier liefgehê word deur geskenkies te ontvang, ander hou van aanraking, ander hou van woorde, ander hou van tyd, goeie kwaliteit tyd saam. Ons het daaroor gepraat die naweek. Praat jy die taal? Kom ons lees saam. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Dat hy sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Nou, ek het gesê vroeër, ek en Erik is baie lief vir mekaar, en ek dink oor hierdie naweek het ons sommer lief geword vir 'n klomp mans hierso. Maar my liefde vir Erik is phileo liefde, vriendskapsliefde.
Die liefde tussen 'n man en 'n vrou is eros liefde. Ek sien party mense se lippe beweeg. Eros liefde. Wat se liefde praat 1 Johannes hiervan? Agape. Ken julle die woord agape? Agape of agape? So kom ons vervang daai woordjie. Geliefdes, as ons mekaar liefhet, as ons mekaar agape, want agape kom van God, en elkeen wat agape is 'n kind van God en ken God. Wie nie agape nie, het geen kennis van God nie. Want God is agape. Dit is sy manier van lief hê. En dan sê hy, ons moet lief hê soos hy lief het. Ek moet na my bruid kyk, soos hy na 'n verlore mens kyk, na 'n stikkende mens. Ewe skielik raak my gebreklike vrou, wat nie kan ordentlik hoender kook nie, en wat nie, en ons kan die lysie opnoem, of my man wat nie kan dit nie, en wat al ewe skielik raak dit eintlik vir my voordelig om so 'n persoon in my lewe te hê. 'n gebreklike mens. Maar nou kan ek agape wat God my mee lief het, en hy sê, maar ons moet mekaar so lief hê, nou kan ek agape. Wie nie agape nie, het geen kennis van God nie, want God is agape. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Mense, dit is so eenvoudig, maar dit is so profound, as ons hierdie skrif verstaan, en wat ewe skielik veiligheid en vrede in ons verhoudinge kan inbring, dat dit net amper too good to be true. Want dan raak phileo liefde en eros liefde heel iets anders. It's not about me, it's always about you. Jesus kon kruis toe gaan en gesê, jy weet wat, ek het actually 'n verwagting gehad dat julle ten minste, disippels, dat julle ten minste, en hy het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, die soldate. Nog steeds het hy sy liefde gegee, nog steeds was dit agape, al was hy gekruisig. Hoeveel keer het jy al gevoel binne verhoudinge, jy word gekruisig, en jy word gehammer, en kinders, groot mense, is crazy. Hulle weet, daar is die storie van die ete wat in die hemel voorberei word, en ek wil hê, julle moet self nou vir jouself dink, hoe kan jy die ete voorberei in jou huis? Jy as man vir jou gesin, jy as vrou of mamma vir die mense om jou, vir in jou werksplek, vir hier in julle geloofsgemeenskap. Jy berei 'n tafel voor, figuratively speaking, tafel. Maar die storie gaan so, dat daar's 2 tafels, 1 tafel in die hemel, en 1 tafel in die hel. Al 2 tafels lyk presies dieselfde, al 2 tafels het dieselfde spread op, brisket wat gerook is vir ure, hoender, whatever, groente vir die dames ook. Nee, ek spot, alles, al 2 tafels is copy-paste, presies dieselfde kos. In die hemel is daar lewe, en dit celebrate, en ons geniet, en dit lag. In die hel is daar dood, en dit stink, en is moeilik, en daar is pyn, en daar is hartseer. En dan kyk ons in die hemel, dan sien ons almal se arms het 'n besemstok met duct tape, hulle is styf, hulle kan nie buig nie. En in die hel lyk dit ook dieselfde, almal se arms is vasgebind, is stokstyf. En dan wonder ons maar, hoekom is hier soveel vreugde en hoeveel is hier soveel dood en hartseer? Dan kyk ek na die hemelse tafel en dan sien ek maar, hierso vra pappa vir mamma, chicken of beef? Dan sê mamma, broccoli. Okay, wat is broccoli? Dan gee ek vir mamma. Eet. Dan sê papa, beef and chicken. En dan eet ek, want mamma voer. Ek kan nie kos by my mond uitkry nie, my arms wil nie buig nie. Arms is styf. Wat wil jy drink, skarrewop? Water, sparkling water. Vir my, biertjie asseblief. Whatever. Maar hierso dien ons mekaar. For the other one's benefit. Hierso, hier sit almal, en probeer die besie in sy mond kry. Hulle kry nie geëet nie. Because it's all about me. My expectations, my needs, my joy, my geluk, my image. So dit is die verskil van God se liefde en ons manier van liefde hê. Ons het die een deurbraak na die ander een.
Het ons nog moontlike potensiële situasies wat kan konflik bring? Elke dag. Elke dag kom die wêreld en hy kom bring 'n ding in en hy so oë sien in jou hart wil en dan's daar daai vriend wat saam met ons wandel. Die Heilige Gees. Wat sê, remember, we want to agape. Onthou dit. En dan herinner die Gees ons. En hier en daar dan slip ons op en dan sê maar ek het dan en dan besef jy, weet jy, daai verwagting teenoor jou kinders of jou vrou en dan wil jy iets sê, maar dan kom die Gees weer en sê sorry. Ek is jammer my skat, dis nie regverdig nie. So vriende, ek wil julle met dit los en ek wil jy ons moet saam bid en as jy ergens voel in jou hart, die manier hoe jy God se liefde in jou lewe ervaar is ook die tipe liefde wat jy jou naaste mee wil lief hê. En jou naaste begin hier langs jou en hier langs jou en dit kring uit. I want to love you the way God loves you.